Broers en susters, baie welkom vanoggend. Ek groet vir julle elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Mag die Here vir jou seën in hierdie erediens en in ons saam wees. So 2 Sondae terug het ek gekyk na Psalm 8. Ons kyk vanoggend weer na Psalm 19 vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid. Hierdie Psalm sluit nogal nou aan by Psalm 8. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Eendag gee die berig deur aan die ander, en die een dag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan, as hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op, aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Dit is kosbaarder as goud. Selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Nou Dawid het 'n klompie dinge genoem, en dan sê hy van daardie dinge, die dienaar laat hom daardeur leer, wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. En die dinge waarna hy verwys, wat ons moet laat leer, en wat ons moet onderhou, is die woord, die onderwysing, die bevele, die gebod van die Here, die eise van die Here, en die bepalings van die Here. Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees. Here, my rots en my verlosser. Ons tema vanoggend na aanleiding van hierdie gedeelte is die hele wêreld moet dit weet, in 'n teksvers neem ek vers 5. Uit die skepping uit sê Dawid, gaan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. Ek gaan begin met 'n moeilike vraag. En ek wil vra dat jy dit eerlik jouself sal antwoord. Waar sal jy graag die ewigheid wil deurbring? Ek glo elkeen van ons het al daaraan gedink. Maar het jy jouself al daarvoor voorberei? As 'n mens gaan uit eet by 'n restaurant, dan vra die kelners vir jou, waar wil jy sit? By die rokers of
by die nie-rokers. Nou, ten opsigte van die ewigheid, het ons dieselfde keuse. Ons het een van twee plekke waar ons die ewigheid kan deurbring. En dis in die rookafdeling of die nie-rookafdeling. Iemand het dit in Engels so gestel, smoking or non-smoking. Elke mens het volgens God se woord een van twee keuses. 'n Keuse van jou eindbestemming, maar dit word bepaal deur wat jy hier en nou doen. Ons kan kies vir 'n lewe sonder God, waar ek God totaal ignoreer, maak asof hy nie bestaan nie, asof hy geen seggenskap het nie, en ek lewe net soos ek wil, ek is die baas van my eie lewe. Aan die ander kant kan ek erken dat daar 'n God is en myself onderwerp en besluit om hom gehoorsaam te wees, om hom te dien en om te eer. So aan die een kant het ons mense wat God verwerp, aan die ander kant mense wat God aanvaar en wat Jesus as verlosser aanneem. En die resultate van ons keuse is aan die een kant 'n ewigheid sonder God vir altyd en aan die ander kant 'n ewigheid met God. Johannes 3 vers 16 is baie bekend. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat, en nou kan 'n mens die res van die vers in hierdie twee dele skei, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vers 18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie, want jy is reeds vrygespreek omdat Jesus die losprys vir ons sonde betaal het. Aan die ander kant, die wat nie in hom glo nie sal verlore gaan en sal nie die ewige lewe ontvang nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Dit is baie duidelik, God wil nie hê dat enige van ons verlore moet gaan en 'n ewigheid in die hel moet gaan spandeer nie. God wil hê dat die hele wêreld wat deur sonde beskadig is van hom sal weet. God wil hê dat die gebroke verhouding wat tussen mens en God ontstaan het weer herstel moet word. God wil hê dat alle mense weer in 'n intieme verhouding met hom sal kom. En God het alles gedoen om dit vir ons moontlik te maak. Die offer van Jesus aan die kruis het dit vir ons moontlik gemaak. Maar hierdie verhouding kan slegs herstel word as ons voor die Here kom en erken, Here, ek bely, ek is 'n sondaar, ek skiet tekort aan u wil, ek skiet tekort aan u standaarde, vergewe my en bring my in die regte verhouding tot u. Ek aanvaar Jesus as persoonlike verlosser en saligmaker. 'n Groot probleem is dat nie alle mense van God weet of in hom glo nie. Vrae wat ons baie dikwels hoor, is vrae soos die volgende: wat dan van die mense wat nog nooit gehoor het nie? Dis mos nie hulle skuld as hulle nie van God weet nie en nog nie gehoor het nie. Hoe kan God hulle hel toe stuur? Is God nie onbillik en onregverdig om daardie mense te veroordeel nie? Die Bybel sê vir ons, nee, God is nie onbillik nie. God bied aan alle mense 'n kans om gered te word. Dit is so dat nie almal 'n Bybel het en dat hulle God op daardie manier leer ken nie. Maar God maak homself op een of ander manier aan alle mense in die wêreld bekend. En ons noem dit dan die algemene openbaring en die besondere openbaring. Elke mens kry iewers in sy lewe die kans om God te ontmoet, om iewers met God in verhouding te tree.
2 weke gelede het ons intens gekyk na God se bekendmaking van homself deur die algemene openbaring, die natuur. Ons kan in die skepping sien dat God daar is, dat hy bestaan, dat hy werksaam is. Nou Koning Dawid sluit in Psalm 19 wat ons vanoggend gelees het baie nou aan by wat ons verlede keer oor gesels het, en hy sluit aan by beide die algemene openbaring en die besondere openbaring. Net so vir herinnering, die algemene openbaring beteken dat iemand deur na die natuur te kyk en die wonderlikheid daarvan te besef en die grootheid daarvan te sien en die kompleksiteit daarvan te besef, dat daar 'n skepper moet wees, 'n argitek, wat agter alles staan, wat dit beplan het, wat dit gemaak het. So Dawid skryf in Psalm 19, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld. Wat is die boodskap wat deur die skepping uitgedra word? Dit is te wonderlik, te kompleks gestruktureerd om sommer van self tot stand te gekom het. Daar is 'n argitek wat dit beplan het. Daar is 'n skepper wat dit gemaak het. Lewe kom nie van self nie. Evolusie kan nie die ontstaan van lewe verklaar nie. Daar's geen manier waarop 'n dooie ding kan lewendig word as daar nie reeds lewe ingeprogrammeer is nie. Die aarde is nie so oud dat lewende wesens soos plante, diere en mense deur evolusie deur al die jare kon ontwikkel tot die vlak waar dit nou is nie. Hulle sê dit is te min tyd as hulle gaan terugwerk in die geskiedenis. So die algemene openbaring beteken dat iemand kan deur na die skepping van God te kyk, onder die indruk kom van die magtige werke van God, en dan kan 'n mens nie anders as jy dit raak sien en besef, so vol te wees van God se heerlikheid, dat jy uitbars in 'n loflied. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het. Wat is die mens dan dat U na hom dink, die mensekind, dat U na hom omsien? Ander plekke in die Bybel bevestig dit. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie. Almal kan in die natuur sien dat daar 'n God is, dat daar 'n skepper is. Ons gaan vanoggend nou verder gesels oor die besondere openbaring. God het spesifiek na mense gekom en hom op verskillende maniere aan ons as mense bekend gemaak, nie net deur die natuur nie. Die besondere openbaring sê vir ons dat God die Heilige Gees gebruik het om mense te inspireer, om met hulle te praat, om vir hulle boodskappe te gee en te sê, gaan vertel vir die mense. So God het deur mense gewerk, deur die Heilige Gees. En hierdie mense het met verloop van tyd gaan sit en dit wat God vir hulle gesê het, neergeskrywe. En so het die geskrewe woord ontstaan, wat volgens die Bybel geïnspireer is deur die Heilige Gees. En die kroon van God se openbaring kom in Jesus Christus, dat God self na die wêreld kom as 'n mens, om die boodskap van verlossing te bring,
en ook die prys vir sonde te betaal met sy eie lewe. En natuurlik, omdat hy God is, lewe hy daarna weer. Maar God het nie gestop by die koms van Jesus nie. Hy gaan vandag steeds voort met hierdie openbarings en bekendstellingswerk van hom. Die voortgaande openbaring lees ons in Handelinge 2, waar Petrus op Pinksterdag kom en hy haal aan uit die Ou Testament, uit die boek van Joël, en hy sê vir die mense daar, net na die uitstorting van die Heilige Gees, toe hulle die deure oopmaak en op die dak gaan staan, en met die mense daaronder in die strate praat, dan sê Petrus, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. 'n Profeet is iemand wat vir mense kom en sê, dit is die wil van die Here. So wil God hê dat ons sal lewe. So sal dat dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. God gebruik mense bekend as profete om sy wil bekend te maak. En volgens die Bybel, as ons dit mooi gaan lees, het elkeen van ons wat vir Jesus as verlosser aangeneem het, die ampt en status van priester, profeet en koning van God ontvang. Priester. Wat is die werk van 'n priester? Tree in vir ander mense by God, doen voorbidding, bring offers, maar die offer van Jesus was die finale offer. Profeet, verkondig, so sê die Here, as jy nie vir Jesus as verlosser aanneem nie, daar's net een manier om by die hemel te kom, om by God te kom, deur Jesus Christus. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Dan deel die boodskap met ander mense. 'n Koning is om te heers. Sê in elke situasie, dit is die wil van God, dit is hoe dat hy wil hê. Ons moet en sal lewe. Kom ons kyk na die klimaks van God se openbaring. Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die woord het mens geword. Met Kersfees vier ons dit. Die koms van Jesus na die wêreld. Hy is die enigste seun van die Vader en hy bring vir ons genade en die waarheid. En nou sluit Dawid hierby aan. Hy sê die woord van die Here is volmaak. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Die gebod van die Here is helder. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Die bepalings van die Here is reg. Kom ons kyk na elkeen van dit. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Nou ons het nou sopas gesien, Jesus is die lewende woord. Hy is die mensgeworde woord van God. En in Johannes 14 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. In Jesus kry ons lewe, ewige lewe, om vir altyd by God te kan wees. Jesus gee nie net lewe nie, hy is lewe. Elkeen wat in hom het, kan die ewige lewe hê. Elkeen wat in Jesus glo. Want almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word, te wees en te bly. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Paulus kom en hy skryf vir Timoteus wat 'n jong man was. Party mense skat
Timoteus kon dalk so 14 na 16 gewees het. En Paulus sê vir hom, jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die Heilige Skrif gee vir jou al die kennis en die inligting wat nodig is om gered te word en om mense te red. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het 'n groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Jesus sê, die poort wat na die lewe lei is nou, die pad wat daarheen gaan is smal, en die wat dit kry is min. Verder sê hy, ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Elke slag as iemand tot bekering kom, is daar 'n gejuig in die hemel oor daardie iemand. Jesus sê, dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Elkeen wat vir Jesus het, ontvang 'n blydskap wat so groot is dat ons dit nie kan verklaar nie, want ons is gered. Ons verhouding met God is reggestel. Ons hoef nie meer in vrees en bewering te lewe nie. Die gebod van God is helder. Dit gee insig. In Psalm 119 lees ons, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Wanneer u woord vir mense oop gaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wil verseker dat sy besluit onveranderlik is. Met ander woorde, staan vir altyd vas, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hy verander nie van besluit nie, hy bly dieselfde. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Paulus sê, God is regverdig. Maar omdat hy regverdig is en omdat sonde 'n straf verdien, en die Bybel sê die loon van die sonde, sê die Bybel vir ons, God het 'n dag bepaal, waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel. En alle mense gaan voor hom verskyn om rekenskap van jou lewe te gee. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen veroordeel. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Want Jesus het reeds die prys vir jou sonde betaal as hy jou verlosser is. As hy nie jou verlosser is nie, dan gaan jy self voor God staan om verantwoording te doen vir wat jy verkeerd gedoen het. Gaan jy self die straf vir jou sonde moet dra. So die woord, die onderwysing, die bevele, die gebod, die eise en die bepalings. Ons moet dit leer. Ons moet dit toepas. Ons moet daarvolgens lewe. Wie dit alles onderhou, groot is sy belofte. So ons weet, broer en suster, wat ons te doen staan, as ons die gawe van die ewige lewe wil kry. As ons saam met Jesus vir altyd in die hemel wil wees. Ons moet ons sonde bely en daarmee breek. Ons moet ons lewe aan Jesus as verlosser oorgee. Ons moet 'n lewe van gehoorsaamheid en toewyding aan God lewe. En wie dit alles doen, groot is sy of haar beloning. Want nou weet ons, as ons na onsself kyk, niemand van ons is volmaak nie.
Ons is geneig om verkeerde dinge te sê. Ons is geneig om verkeerde dinge te dink. Ons is geneig om verkeerde dinge te doen. En ons doen nie altyd wat ons moet doen nie, wat God van ons verwag nie. En aan die ander kant wil ons onsself regverdig, want ons wil nie graag onsself sien as slegte mense nie, en wil ons baie keer maak asof ons nie foute en tekortkominge het nie. Ons wil dit nie erken en bely nie. Dawid het ook daarmee gestoei. Wie sien sy eie dwaalinge raak? Op 'n dag was Dawid op die paleisdak en toe hy oor die kant kyk, toe sien hy op 'n ander gebouetjie 'n jong dame wat 'n bad neem en hy kon nie sy oë van haar afneem nie. Hy het haar daarna paleis toe laat roep en daar het egspreek plaasgevind. En Dawid het nie sy eie sonde raak gesien nie. Totdat God 'n profeet Nathan stuur wat 'n storie vertel van 'n man wat 1 skaapie het en 'n ryk man wat baie skape het. Maar as die ryk man gaste kry, dan wil hy nie een van sy baie skape slag nie. Hy gaan vat die 1 skaapie van die arme man en hy slag dit. En Dawid was so kwaad toe hy hierdie storie hoor dat hy sê daardie een moet doodgemaak word. En Nathan sê vir hom, Dawid, dis jy. En dit was vir hom 'n geweldige skok. Wie sien sy eie dwaalinge raak? Hy het dit doelbewus misgekyk dat hy gefouteer het, dat hy verantwoordelik was vir hierdie vrou se man se dood, Uria. En dan sê hy, moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie, maar doelbewus gedoen het. Here, weerhou my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry wees van hierdie groot sonde. God het as 'n straf daardie babatjie wat geskep is met die egbreek laat sterf. En dit het Dawid die erns van sy oortreding laat besef. Die loon van die sonde is die dood. God laat nie sonde ongestraf bly nie. Hy sê, mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees. Here, my rots, my verlossing. Daarna was Dawid se belangrikste prioriteit om binne in die wil van die Here te lewe, sodat God geëer kan word, want dit was 'n harde les wat hy geleer het. Net soos Dawid is nie een van ons volmaak nie, maar dit beteken nie dat God ons weggooi nie. God wag soos daardie pa in die gelykenis wat Jesus in Lukas 15 vertel van die verlore seun. God wag dat ons terugkom na hom toe. Die pa dag vir dag langs die pad gestaan en uitkyk, kom my seun nie dalk huis toe nie. En toe daardie seun in die verkhok sit en hy besef maar ek het nie nodig om in 'n verkhok te sit aan die slegte kant van die lewe te ervaar nie. Ek kan teruggaan na my pa toe en ek kan gaan bely en erken wat ek verkeerd gedoen het. Die vader het toe die seun aankom gehardloop en so stink en so vuil as wat daai seun was van die tyd in die verkhok, het die pa hom om die hals en hom gesoen en gesê welkom terug. Dis hoe God is. God is nie uit daarop om ons te veroordeel nie. Hy wag met oop arms vir elkeen om na hom te kom, al is jou sonde hoe sleg, hoe lelik, al het jy al wat in jou lewe gedoen. En dalk gedink, niemand sien dit nie. God sien dit. Maar God wil ons terug ontvang. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sonde en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. God spreek alles vry vir een rede, omdat Jesus die losprys met sy lewe betaal het. Ons het vandag, net soos Dawid van destyds, 'n keuse vir twee paaie, 'n pad wat lei na die lewe en 'n pad wat lei na die ewige dood.
Ons het 'n keuse tussen 'n lewe vir God, waar ons hom gehoorsaam en eer, en dit loop uit op die ewige lewe, of ek kies, ek lewe my eie lewe, en dit stuur af op die ewige dood. En weet u, in sy genade, gee God vir jou net wat jy gekies het. Hy is nie liefdeloos as hy jou laat hel toe gaan nie, want jy het gekies vir die hel, en God gee vir jou wat jy gekies het. Kan jy hom dan verwyd? Kan jy hom dan beskuldig van liefdeloosheid? Dit was jou keuse om sonder God te lewe, en God gee vir jou 'n ewigheid sonder hom, want dit was jou keuse gewees. Broer en suster, ons moet die Bybel vat en dit bestudeer, met 'n oop gemoed benader, want dit is die woord van God. As ons dit nie met 'n oop gesindheid lees en bestudeer en toelaat dat God se Heilige Gees ons inspireer en lei nie, dan gaan 'n mens sê, dis maar net 'n storieboek, dis fabels, dis deur mense saamgestel, jy kan dit nie glo nie. Nee, die Bybel bewys, en die geskiedenis bewys, en argeologie bewys, en die skepping bewys, dat wat hierin staan, is die waarheid. Ons het die keuse om God en sy woord te aanvaar of te verwerp. Ons het die keuse om daardeur vir God te verwerp of te aanvaar. Maar jy kan nie die Bybel verwerp en sê, ek aanvaar vir God nie. Die twee gaan saam, dis die woord van God. Daar is mense wat nie die Bybel wil aanvaar nie, en wat toenemend aanslag op die Bybel maak, om te sê, dis maar net fabels en stories. 'n Versameling boeke wat mense bymekaar gemaak het, opgemaakte storie om mense te manipuleer. En daarom hoef jy dit nie alles te glo nie, maar as ek begin om hier 'n stukkie uit te skeer, en daar 'n stukkie uit te skeer, dan weet jy nou glad nie meer wat om te glo nie. Gister by begrafnis was die twee mense gewees, waarvan iemand vir my gesê het, hulle was baie meer lewende gelowiges in 'n gemeente gewees, deel van 'n Bybelstudiegroep. Maar vir een of ander rede het hulle op 'n punt gekom waar hulle gesê het, ons sweer God af. Ons glo hoegenaamd nie meer dat daar 'n God is nie. Nogtans het hulle begrafnis kom bywoon. 13 jare was daar talle mense wat hulle self daarop ingestel het om te probeer bewys dat die Bybel vals is. Opgemaakte stories. En telke male is hulle ernstig gaan wetenskaplik navorsing doen en die feite wat na vore kom oop en eerlik bestudeer, dan kom hulle onder die indruk dat wat hierin staan eg en waar is. Die Heilige Gees lei hulle dat uiteindelik in plaas van om 'n boek te skryf oor die valsheid van die Bybel, skryf hulle 'n boek oor hoekom hulle besluit het om in Jesus Christus as seun van God en as verlosser te glo. Talle mense maak die fout om vir God verkeerd te sien. As iemand wat uit is om te straf. As iemand wat die lewe vir ons wil onplesierig maak, wat vir ons net 'n klomp riglyne en regulasies gee van so moet jy lewe. En dis basies onmoontlik om alles na te kom. Hulle sien God as iemand wat hulle die hele tyd dophou. Maar dit is 'n verkeerde siening van God. Johannes 3 vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Vers 18, wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Ons het 'n keuse. Wat is jou keuse? My keuse. Ek het vir Jesus gekies. En dis my ideaal en my verlange en my droom
om tot die einde van my lewe gehoorsaam en getrou aan hom te bly. As ons die wedloop einduit voltooi, as ons gelowig vashou aan die Here, as ons gelowig gehoorsaam bly, dan wag die ewige lewe as 'n kroon, as 'n prys. Intussen gaan die Here met my elke dag. Hou hy ons vas, luister na ons gebede, gee hy antwoorde, voorsien hy in wat nodig is. En broer en suster, elkeen van ons kan dieselfde ervaar, as jy vir Jesus kies, en voluit vir hom begin lewe. Hy bring die verlossing, en niemand anders nie. Daar's geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Ons kies vir Jesus. Die feit dat hy hier teenwoordig is reeds 'n bewys daarvan dat jy vir Jesus gekies het, of dalk dat jy nog wonder of huiwer, maar jy het 'n oop gesindheid en 'n oop gemoed om te luister en te leer. Maar uiteindelik, as ons vir Jesus gekies het, dan gee die Here vir ons 'n taak en opdrag, net soos wat die aarde en die skepping die taak het om tot aan die einde van die wêreld die boodskap van God te verkondig dat daar 'n Skepper is, het ons 'n soortgelyke opdrag van Jesus ontvang. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hiermee wil ek afsluit. Die hele wêreld moet dit weet, en jy as verloste, as toegeruste persoon wat die Heilige Gees ontvang het, wat die krag van die Heilige Gees in jou het, wat die opdrag van Jesus ontvang het om in die wêreld ingegaan, jy wat deur God aangestel as priester, profeet en koning, die verantwoordelikheid om voluit vir God te lewe, om die boodskap van verlossing, hoop en lewe met die wêreld te deel. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid U. Ons kan nie genoeg dankie sê vir U liefde, vir U genade, vir U seëninge, vir die voorreg om U te kan ken, dat U Uself aan ons bekend gemaak het, dat die meerderheid van ons die voorreg gehad het om in 'n geestelike huis groot te word, waar daar ouers was wat U gehoorsaam het en U liefgehad het en U gedien het en wat vir ons 'n voorbeeld kon stel. Dankie dat ons by ons ouers kon leer. Dankie dat ons by die kerk kon leer, in die katedese, in die eredienste, by die Bybelstudies. Dankie dat ons U woord het, dat ons in ons stilte tyd en by ander geleenthede daaruit kan lees en daaroor kan nadink en dat U Heilige Gees ons lei om dit beter te verstaan. Dankie Here dat soos ons die lewenspad met U stap, U Uself al hoe meer en al hoe beter en al hoe sterker aan ons bekend maak. Dat ons kan kom op 'n punt waar ons nie twyfel het in U bestaan nie, dat ons nie twyfel het in die egtheid van U woord nie. Dat ons in ons daaglikse lewe U mag en krag en handewerk en seëninge kan sien en ervaar, hoe dat U vir ons lei en voorsien. So dikwels, nog voordat ons enige iets vir U genoem het U al vir ons oplossings vir die probleme gebied. Dankie Here, dat U ons so deur en deur ken, dat U self ons stilste gedagtes en diepste geheimenisse ken, en dat daar niks is wat vir U weggesteek is nie. Ons hoef nie skaam te wees oor ons gedagtes nie, want ons wil binne U wil lewe. Ons wil U eer.
Ons wil U groot maak in hierdie wêreld. Here God, ek bid vir ons gemeente, ek bid vir elkeen wat in die erediens is, ek bid vir die besoekers wat met ons is. Ek bid ook vir die mense in ons gemeente wat nie kerk toe gekom het vir enige rede. Dat U hand van genade oor almal uitsteek en ons steeds nader en nader in U trek en ons styf vashou dat ons 'n gehoorsaamheid en afhanklikheid lewe en U dien en eer. Vader, lei vir ons in hierdie week en alles wat voorlê en alles wat ons moet doen, ons werksaamhede elke dag. Ek bid vir die kerkraadsvergadering wat voorlê, dat U dit ook sal seën. Bid vir mense wat siek is, mense wat behoeftig is, mense wat probleme ervaar. Steek U hand van genade na hulle uit en waar ons werktuie is om U liefde vir die wêreld te wys, maak ons oë oop om die nood van ander raak te sien en 'n verskil te maak in hulle lewe. Bid dit in die kosbare naam van Jesus ons Here. Amen.